Vrydag 19 Desember lees ek vir ons uit Genesis 28 vers 17. Jakob het wakker geskrik en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek, dit is niks anders as die poort van die hemel nie. Ons teks vat ons na 'n moment in Jakob se lewe, waar hy van sy familie moes vlug weens die feit dat hy vele mense in sy lewe bedrieg het. Jakob, die naam beteken hakskeen-gryper en verwys na toe hy by geboorte aan sy broer Esau se hakskeen vasgehou het, in 'n poging om die eersgeborene te wees en die rykdom van die erfenis te kan ontvang. En hy probeer sy lewe lank inhaal. En hier, tussen ergens en nêrens, waar hy 'n klip vir 'n kopkussing gebruik, kom vind die Here hom in 'n droom. En eerder as om hom te straf vir wat hy gedoen het, kom seën die Here hom. Vandag se teks praat met ons oor die Here wat ons by eerlike momente in die lewe uitbring en ons daar kom ontmoet. En dit is aanvanklik vir ons skrikwekkend, maar ongelooflik bevrydend, omdat ons te midde van die chaos in sulke oomblikke, soos Jakob, deur God se genade oorweldig word, om te besef dat hy besig is om homself te bedreig. Ons besef dit, ons doen dit ook. En nie net te bedreig nie, ons is besig om onsself ook te bedrieg. Hoe is die Here besig om in eerlike momente soos Jakob ons te ontmoet, om die ware Jakob te kan vind? Kom ons bid saam. Here, U wat Jakob geroep het, om van 'n bedrieger 'n man van waarheid te word, kom vorm ons ook in die ware Jakob. Die mense wat U sien, die mens wat U bedoel het. Maak ons harte reguit, Here, sodat ons nie lewe uit vrees of manipulasie of selfsug nie, maar uit eerlikheid en opregtheid en geloof. En leer ons om te worstel soos Jakob geworstel het. Nie om ons eie wil deur te druk nie, maar om vas te hou aan U, totdat U ons seën. Wat gebreek moet word, sodat U ons 'n nuwe naam kan gee, 'n nuwe identiteit wat uit genade leef. Amen.